Amen. Prys die Here. Ek wil vanmôre met julle praat oor die onderwerp Permission to Rise. Toestemming om op te staan. Dit is ongelooflik belangrik, soos wat ek in die begin van hierdie geleentheid gesê het, dat ons moet besef dat die kruiswerk nie net gegaan het oor Vrydag of Saterdag, maar dat Vrydag, Saterdag en Sondag al drie gesamentlik deel maak van 'n kompleet werk wat Jesus gedoen het. Jy sien, die ding is, as ons vir ewig net by die kruis bly, gaan ons nooit op 'n plek kom waar ons saam met Christus opstaan. Kyk, die kruis het vir ons wonders gedoen en ons is dankbaar vir die kruis. Dit is daarin waar ons vergifnis vir ons sondes ontvang. That is our redemption. Dit is wat God gedoen het, die volmaakte offer gebring het, sodat ons weer in verhouding met hom kan staan. Maar meer as dit, ons is nie gered om net een dag in die hemel te beleef en te ervaar dat ons nou oorwinning het nie. Ons is hier op aarde geplaas sodat ons hier op aarde oorwinning kan beleef en sodat ons hier op aarde heerskappy kan uitoefen in die gesag wat ons ontvang deur Christus wat in ons woon. En as ons net gaan bly by die vergifnis, as ons net gaan bly by die verlossing wat die kruis gebring het, dan is ons vergewe en ons is witter dan die sneeu gewas, ons is geheilig, maar gaan ons die voordele hiervan geniet as ons nie besef dat ons 'n uitnodiging gekry het om saam met Christus uit die doodheid op te staan, uit ons ou mens uit op te staan en om 'n lewe van oorwinning hier op aarde te leef, 'n lewe van autoriteit hier op aarde. Die lewe, ja, hieronder is nie altyd perfek nie, dit is nie altyd maklik nie, maar dit beteken nie dat ons in Christus kan heers oor alle omstandighede en situasies wat in die lewe en in die wêreld plaasvind. Dis juis dan wanneer dinge nie volmaak is, dat die heerskappy en die gesag wat ons in Christus ontvang het deur sy opstanding, ons help om die situasies waarmee ons te doen het, anders te hanteer as mense wat nie verstaan dat ons in Christus opgewek is om te heers nie. So die eerste vers wat ek wil lees vanmôre, gaan in Romeine wees, as ons net by Romeine kan uitkom. Hy's nie hier nie. Daar is hy, Romeine 6 vers 4. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Die woord likeness beteken ons is ingesluit. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was die eerste Adam, die Adam wat geval het in sonde, daai natuur, die sonde natuur, het saam met Jesus gesterf. Maar nou sê hy, en hy gaan verder hier aan, en hy sê, if we are in the likeness of his death, so too we are in the likeness of his resurrection. Om nie net as die ou Adam, die ou mens, die sondige natuur af te sterf nie, maar om in die nuwe lewe op te staan saam met Jesus Christus en om daarin te heers. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 sê, nou Paulus praat met hierdie man en hy sê, let me remind you, since it seems it has escaped you, brethren of the gospel, the glad tidings of salvation, which I proclaim to you, which you welcomed and accepted, and upon which your faith rests, and by which you are saved. If you hold fast, keep firmly what I preached to you, unless you believed at first without effect for all for nothing. For I passed on to you first of all what I also had received, that Christ, the Messiah, the Anointed One, died for our sins in accordance with what the Scripture foretold, that he was buried and that he rose on the third day as the Scriptures had foretold. Paulus praat met hulle
die Korintiërs en hy sê, dit lyk my julle het vergeet wat die belangrikste is. Dit wat en hy sê, that which I first received, I firstly brought to you. Met ander woorde, dit wat hy ontvang het, het hy onmiddellik, dit was die eerste ding wat hy ontvang het, die belangrikste ding wat hy ontvang het hy oorgedra aan hulle, en dit is dat Jesus vir ons gesterf het, begrawe was, en opgestaan het. Hy sê, dit help nie julle hoor dit nie, en julle glo dit nie. Dit help nie julle hoor dit en julle vergeet dit nie, sodat julle geloof, die Engels is, that your faith is in vain, dat dit vir niks is dat julle geglo het nie. Die eerste ding wat ons moet verstaan oor die evangelie van Jesus Christus is dat ons nie net saam met Jesus gesterf het nie, maar dat ons opgestaan het om te heers. Dit is die volle evangelie van Jesus Christus. En as Jesus nie opgestaan het nie, sou ons nooit kon opstaan nie. Ons sou vir ewig en vir altyd in 'n staat van vergifnis gewees het, waar ons nie uiting kon gee het aan die oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het nie. Ons is opgewek in Christus om 'n lewe van oorwinning te leef. Toe God vir Adam geskaap het hy Adam geskape in konneksie met die hemele en die aarde. En dit was God se plan. Dit was God se plan. God was nooit God was nie 'n God wat die mens hier op die aarde kom neergooi het en gesê het, okay, leef julle daar, ek is hier nie. God het van die begin af beplan om in verhouding met die mens te leef. En hy het Adam geskape in connection with earth and in connection with heaven. Hy het die grond van die aarde gevat, die man gevorm, toe was hy net grond. Dan sê die Bybel, hy het sy asem in hom ingeblaas. En hy het 'n lewende wese geword. Hy was deel van die grond, en hy het God se asem in sy bloed gehad. Die Bybel sê, die lewe is in die bloed. Soos God se asem het in hom ingekom, en dit wat net grond was, dit wat net gevorm was, lewe kom gee. Dit was God se plan, dat ek en jy, dat die mensdom, that we would be in connection with earth, and that we would be in connection with heaven. Ons ken die storie. Eva. Okay, kom ons sê die mens, ons gaan nou nie geslagte hier inbring nie, dit was die mens. Okay, sy het 'n begeerte gehad om nie te luister nie, of om na die verkeerde bron te luister. En as gevolg van haar ongehoorsaamheid, het Adam nie die bloed in sy are verloor nie, maar hy het die asem van God in sy bloed verloor. En ons ken die verhaal, hy het aanhou leef, hulle het almal aanhou leef, maar die konneksie tussen aarde en hemel was gebreek. Daar was net bloed in die mens, daar was nie God se asem wat in die bloed was om ons lewende wesens te maak wat in konneksie is met God nie. Die ongehoorsaamheid van die eerste Adam het gemaak dat daai asem wat in die bloed van die mens was, die inwonende God wat in die mens gewoon het, wat die konneksie tussen die hemele en die aarde was gebreek as gevolg van die sonde, ongehoorsaamheid. Maar God was nie onkant gevang nie. Hebreërs 1:3 sê, who being the brightness of his glory and express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of majesty on high. Upholding all things. Toe die mensdom gefaal het, was dit nie 'n kwessie van God se plan het nou gefaal nie. Was nie 'n kwessie van God het nie nou meer geweet wat gaan ons nou maak nie, want die mens het ongehoorsaam opgetree en ons sit nou in 'n probleem. Die Bybel sê that his glory and express image of person and upholding all things.
Al was die koneksie tussen hemel en aarde gebreek as gevolg van die ongehoorsaamheid van die mens, was God se plan nog altyd gewees om sy asem weer in ons bloed in te kry, sodat ons herverenig kon word met hom, so that heaven and earth can be in connection, so that we can live in intimate personal relationship with him. He was upholding that plan throughout the ages. En ek het nie nou tyd om daarin te gaan nie, maar die Ou Testament is vol spieelbeelde, vol profeseë, vol voorbeelde van God se plan wat sou kom, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Net vinnig, Abraham se seun, die slang in die woestyn. En so kan ons net aangaan en aangaan oor al die voorbeelde in die Ou Testament wat wys dat God was upholding his plan. Hy het hierdie plan gehad dat Jesus sou kom and that he would purge our sins. Purge beteken, dit word totaal en al weggeneem. Dit word nie toegemaak nie, dit word nie bedek nie, dit word nie oorgesien nie, dit word gepurge, dit word verwyder, dit word totaal en al van jou af weggeneem, sodat dit glad nie meer teen jou gehou kon word nie. So daai plan was God nog altyd besig om te onderhou, sodat ons vandag kan weet, dat al het jy geval, het God se plan vir jou lewe nie verander nie. As hierdie plan wat ons sien hier uitspeel, as God hierdie plan kon onderhou, soos wat hy dit onderhou het, glo my, hy kan sy plan vir jou lewe onderhou. Jeremia 29 vers 11 sê, ek ken die planne wat ek aangaande jou koester, is planne van voorspoed en nie van onheil nie. Maar die probleem met baie van ons in die kerk, ons kom op 'n plek waar ons besef, ons is vergewe, maar ons hou vas aan waar ons vandaan kom. Ons kyk vas in ons verlede, ons kyk vas in ons foute, ons kyk vas in die dinge wat ons gedoen het, wat ons in ons gedagtes en in ons oë diskwalifiseer om in die oorwinning en in die opstandingskrag van Jesus te kan leef. God se plan was en is nog altyd onderhou deur die feit dat hy God is, dat hy in staat is om alles te doen en dat die vyand nie die vermoë het om sy plan vir jou lewe omver te gooi nie. Oh, maar jy weet nie wat ek gedoen het nie. Ek weet nie waar ek was nie. Ek wil nie weet. Maar weet jy wat is die mooi ding? God weet nie meer waar jy was nie. Want in Christus het hy jou 'n nuwe skepping kom maak. Jy dink wanneer jy opstaan, die Here kyk in jou geskiedenis en jou verlede rond en hy krap daar rond om te kyk wat hy kan fout kry. Nee, hy stel nie daarin belang nie. Hy stel belang in die feit dat jy nou opgestaan het as 'n nuwe skepping in Christus Jesus, dat die ou dinge verbygegaan het, dat jou toekoms ingekleed is met sy heerlikheid, omdat hy die plan van God voortdurend onderhou, nie net vir die heelal nie, maar dat hy die plan vir jou lewe onderhou. Dit wat die vyand probeer het om jou te vernietig, het God gebruik om jou te bou en om jou te vorm, om 'n beter en sterker weergawe van jouself te wees, om die instrument in sy hande te wees, om die kind vir die Vader te wees, wie hy jou geroep het om te wees. Josef het vir sy broers gesê, hierdie plan wat julle gehad het, om my dood te maak, hy het vir hulle gesê, God het hierdie plan gebruik vir die beter. En jy het miskien dalk deur 'n paar goed gegaan. En jy het 'n storie om te vertel. Maar that which the enemy wanted to use to destroy you, God has used to build you. Want hy onderhou sy plan. To connect heaven and earth. Your sins have been purged. He has upheld his plan so that you and I can be in relationship with him. You have permission to stand up. Jy het permission in Afrikaans. Toestemming. Jy het toestemming om op te staan. Jy het toestemming om in Christus. Weet jy wat? Dit het reeds gebeur. Die stelling van Romeine 6 wat sê dat once you have been
You've been buried in the likeness of Christ and you've been resurrected in the likeness of Christ. Dit is nie net waar as jy dit glo of jy dit nie glo nie. Dit is 'n judicial statement. Dit is wat gebeur het. Dit is wat God bewerkstellig het. Jy het saam met Christus gesterf. Jou sondes is weg. Die ou mens is weg. Jy het saam met Jesus opgestaan. 'n Nuwe skepping. As jy dit glo, is dit vir jou wonderlik en jy neem deel daaraan. As jy dit nie glo nie, maak dit nie waar nie. Dit is waar. It's a judicial statement. Dis die waarheid. As jy dit glo, dan geniet jy die voordele om deel te hê in die waarheid, dat ek saam met Jesus opgestaan het, dat sy plan vir my lewe onderhou is. Dit was nie in die wiele gerol nie. Jy het nie die vermoë om God se plan vir jou lewe te breek nie. Hou op so baie ding van jouself. Maak net 'n grap, jy moet baie van jouself dink. Want jy's God se oogappel. Maar jy het nie die vermoë om God se plan vir jou lewe te breek nie. Hy onderhou hom, because he upholds all things. Hy kan en hy doen dit omdat jy in Christus opgestaan het as 'n nuwe skepping. Jy het toestemming om op te staan uit jou verlede uit. Volgende ding. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Storie voor die kruisiging van Jesus sien ons dat die eerste Adam alles verloor het in die tuin. En sien die tweede Adam, Jesus, het alles weer bymekaar kom maak in die tuin. Die eerste Adam het gesê, laat my wil geskied. Laat ek dit doen soos wat ek wil. En ons weet hoe dit uitgewerk het. Die tweede Adam het gekom en gesê, nie my wil nie, Vader, maar u wil. En dit was in hierdie tuin, omdat hy gesê het, nie my wil nie, maar u wil, dat hy genesing gebring het vir ons wil. Dat hy in hierdie tuin, deur om te sê, laat u wil geskied, het hy vir ons, vir jou en vir my, die deur oopgemaak, waar ons met vrymoedigheid, aan hierdie kant van die kruis, met die toestemming om op te staan uit die graf, glo dat die Vader het ons wil kom gesond maak, sodat ons hom kan glo vir wat ons nodig het, en nie na onsself kyk nie. Die eerste Adam het na homself gekyk. Die eerste Adam het gekyk van hoe hy dit kon regkry. Die tweede Adam, Jesus, het ons wil kom gesond maak, sodat ons nie na onsself kyk nie, maar dat ons na hom toe kyk. Jy sien, die ding is, ons het al vir jare geglo dat as ons vergifnis nodig het, dan hang dit van ons af. Dit hang van ons af of ons voortdurend vergifnis vra vir ons sondes. As ons gesond wil word, dan moet ons die genesing van God verdien. So met ander woorde, dit gaan oor ons en nie hom nie. En dit is presies wat Jesus in hierdie tweede tuin kom doen het, die teenoorgestelde van wat die eerste Adam in die eerste tuin gedoen het, wat gesê, dit gaan alles oor my. Het Jesus in die tweede tuin kom sê, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor u, dit gaan oor die Vader, dit gaan oor wat hy bewerkstellig het. En daarom vandag besef ons, dat ons regverdigheid nie kom deur my wil nie. Jou regverdigheid kom nie deur jou werke nie. Jou regverdigheid kom nie deur dit wat jy reg doen en dit wat jy nie reg doen nie. Jou regverdigheid kom omdat jy saam met Jesus begrawe was en saam met Jesus opgestaan het in 'n nuwe, as 'n nuwe skepping. Julle is bitter stil vanmôre. Jy sien, jou wil graag iets verdien. Dis hoe ons is. Ons wil God se regverdigheid verdien. Ons wil God se heiligheid verdien. Ons wil daarvoor werk. Ons wil voel ons is waardig om dit te kan verdien. Bære daai wil. Want jy gaan nooit
in jou eie wil, in jou eie krag en in jou eie vermoëns goed genoeg wees om regverdig te wees voor God nie. Jy gaan ook nooit in jou eie vermoëns en in jou eie wil goed genoeg wees om heilig voor God te staan nie. Hier moet jy besef, soos Jesus in hierdie tweede tuin gewys het, it's not about my will or my work, it's about your will. En weet jy wat is die will of the Father? Hy het dit gewys. He upheld the plan to connect heaven and earth so that we can be in relationship with him. Toe Jesus gekom het, was hy die eerste een wat weer op aarde gestap het, wat sy voet op aarde neergesit het, wat die asem van God in sy bloed gehad het. Adam het dit verloor deur sy ongehoorsaamheid. Jesus het teruggekeer, 100% mens, 100% God. Hy het die asem van God in sy bloed gehad. En toe die bloed in die tuin val, toe is daar 'n submission van die wil van die mens, dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit oor hom gaan. En dat ons aan hierdie kant van die kruis die voorreg het om te kan opstaan. Opstaan en wegloop van ons wil af en fokus op wat Jesus gedoen het. Hoe langer ons probeer om vergifnis, gesondheid, regverdigheid, heiligheid, alles in ons eie vermoëns probeer bymekaar maak, hoe alleener gaan ons word, lonely. Maar hoe meer jy net aan sy wil oorgee, sy wil was en is en sal altyd wees om jou te vergewe het, om jou te regverdig, om jou heilig te maak, om jou sy oogappel te maak, om hemel en aarde met mekaar te bring, om sy asem weer in jou bloed in te blaas, sodat jy herverenig word in 'n liefdesverhouding met jou Skepper. Dis nie 'n godsdiens nie, dis 'n verhouding. Then did they spit in his face, buffeted him, and others smote him with the palms of their hands. Hierdie storie speel af by die huis van Caiaphas. Caiaphas was 'n hoëpriester van die Jode. En hy was aangestel as oorsiener oor die wat Christus veroordeel het en wat hom wou kruisig. Die woord buffeted, opgesoek in die woordeboek, beteken to strike repeatedly and violently, to knock someone off course, in his case, change your image. Toe ek het lees, toe is dit vir my in aansluiting met wat ek nou net in die vorige vers gesê het, by die huis van Caiaphas, by die huis van die wet, die hoëpriester, het hulle Jesus geslaan dat sy image verander. En dit is presies wat die wet vir jou en vir my sal doen. As jy aan die wet vashou, as jy aan jou eie werk en jou eie vermoë vashou om by God uit te kom, it's going to buffet you. Dit gaan jou slaan en jy gaan jouself nie kan erken nie. Want jy kan nooit jou identiteit in die wet vind nie. Jy kan alleenlik jou identiteit in Jesus Christus vind. En dit is hierdie gebeurtenis dat hy geslaan was beyond recognition, sê die Bybel, dat ons nou die voorreg het om ons identiteit in hom te vind. Baie van ons kom uit baie jare, minder jare, ons is almal ouer as mekaar, ons almal het 'n storie, en in hierdie stories het van ons identiteit verloor. Mens gaan deur trauma, mens gaan deur teleurstellings, mens gaan deur onvoorsiene omstandighede en situasies, en die houe van die wêreld kom om ons te misvorm. Jy word emosioneel afgekraak, soos wat jy groot word. En die beeld wat jy van jouself het, pas nie by dit wat God in jou sien nie. Maar jy sien, omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en op pad kruis toe het hulle sy beeld
Hulle het hom beyond recognition geslaan. Hy het die slaanwerk gevat sodat jy nou in die spieël kan kyk en jouself kan identifiseer in hom. Jy aan hierdie kant van die kruis, you have permission to rise in your new identity. Because your new identity is not tied to the opinions of people or of man. Your identity is directly connected to what God says and thinks about you and the plan that God has for your future. Ons word gevorm deur ons lewensjare, maar daai vorming is nie noodwendig die identiteit wat God aan jou koppel nie. Maar wanneer ons by die kruis kom en ons kom by die opstanding, dan sien ons dat ons toestemming gekry het om op te staan in ons nuwe identiteit, in dit wie God gesê het ons is. Jy is nie minderwaardig nie, jy is nie hopeloos nie, jy is nie 'n ongeluksvoël nie, het jy al gehoor? Jy's 'n geseënde van die Here. Jy het die identiteit van Christus. Jou nuwe identiteit is die van 'n koningskind, 'n erfgenaam en mede-erfgenaam van die hemele. Toestemming om saam met hom op te staan in wie God sê jy is. Hulle 'n paar goed sê, maar gaan dit los. Dink julle kry die boodskap. Is ek reg? Pilate ordered Jesus to be brutally beaten with a whip of leather straps embedded with metal. Ons sien hier dat Jesus nie gekom het om te verander hoe God oor die mensdom gevoel het nie. Maar dat Jesus eerder gekom het om te verander hoe die mensdom oor God voel. Jy sien, ons het hierdie beeld in ons kop dat ons te doen het met 'n angry God. God wat kwaad is. Jesus het gekom om vir ons te wys wie God regtig is. Dat sy liefde vir jou oneindig is. Dat sy liefde sal gaan en soek vir jou waar ook al jy is in die donkerste gate. Jy sien, ons het hierdie beeld van God wat ons sal wegjaag wanneer ons in donkerte is, wanneer ons val, wanneer ons seer kry, wanneer ons foute maak. Het ons 'n gedagte van 'n God wat nou kwaad is en wat ons gaan verwerp. Jy sien, Jesus het gekom om hierdie beeld te verander. Hy het nie gekom om God se gevoelens teenoor ons te verander nie. Dit was duidelik. Jesus het gekom sodat ons gevoelens en ons gedagtes en ons opinie oor God kan verander, sodat ons kan sien, omdat die bloed gevloei het, soos Jesaja 53 gelees het, dat deur daai bloed wat gevloei het, het daar genesing gekom vir ons liggaam, vir ons siel en vir hoe ons God sien. God is nie meer kwaad vir jou nie. God is nie kwaad vir jou nie. God het jou lief met oneindige liefde. En ons kan dit sien in die plan wat hy gehad het voor die grondlegging van die aarde, dat Jesus jou plek sou inneem, sodat jy op die einde van die dag Jesus se plek kan inneem as 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. God is nie kwaad vir jou nie. God is mal verlief op jou. En God het alles gedoen om hemel en aarde te connect, soos wat dit in die tuin van Eden was. Deur Jesus. Ons het die voorreg om op te staan en om in hierdie resurrected life, hierdie eenheid, hierdie verhouding met God te kan geniet en te leef in die oorwinning wat hy vir ons gegee het deur die opstandingskrag wat nou in ons is. Hy sê dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sê die skrif, leef en woon nou binne in jou en my. Daai selfde krag, die dynamis krag, die goddelike energie wat Jesus opgewek het, sê die Bybel, is in jou. So met ander woorde, wat het gebeur? The breath of God is back in your blood.
Jesus het gekom met die asem van God in sy bloed, en deur dit wat hy gedoen het, in the likeness of his death and the likeness of his resurrection, we have now received the breath of God back in our blood. The life of God is within you. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in jou en my. You have permission to rise. Ek wil maar net kyk hier, ek sien ek hardloop 'n bietjie uit tyd uit. Kom ons gaan na hierdie een toe. Ja. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. In the garden, God pulled Adam's wife out of his side, and when the blood came out of Jesus, the bride was pulled from his side. Toe Jesus aan die kruis gesterf het en die bloed uitgevloei het toe hom gesteek het, is dit 'n simboliese uitbeelding van Eva wat uit Adam uit sy sy uitgekom het. So het die liggaam, die ekklesia, die kerk, die koninkryk van God uit die sy van Jesus gevloei, en daar het 'n nuwe testament begin. Maar jy sien, al hierdie waarhede kan die hele skrif vol lê, en ons kan kies om te bly sit. Ons kan kies om te bly sit, want ons kyk in ons verlede vas, ons kyk in ons verwronge identiteite vas, ons kyk in hierdie idee wat ons oor God het vas, terwyl hy jou uitnooi en sê, jy het toestemming om op te staan. Saam met Christus. Justified, purified, righteous, holy. Jy is 'n nuwe skepping, en wanneer God na jou kyk, sien hy dat die hemel en die aarde connect is. En dat jy in verhouding met hom kan staan, maar ons moet opstaan. Ons kan nie, en ek sê dit met respek, vir altyd by die voete van die kruis sit nie, want dis waar die reistog begin. Die reistog het begin by die kruis, maar is volbring deur die opstanding. Ons kan nie net by die kruis heeltyd vra, Here, help my, vergewe my, gee my krag, Here, help my met dit, help. Die Here het jou alles gegee wat jy nodig het, as jy kan besef, jy hoort nie meer nou by die voete van die kruis nie. Jy het nou saam met Jesus gesterf in die graf, jy het nou saam met Jesus opgestaan as 'n nuwe skepping, en hy het aan jou die autoriteit gegee. Die Bybel sê, He has seated you in heavenly places. Jy sit saam met Christus in plekke, in die plek van oorwinning. Dit is vir my interessant dat die Bybel sê dat He has been seated. So as daar nog iets wat God moes doen om ons oorwinning te verseker, dan sou hy nie gesit het nie. Maar die feit dat hy gaan sit langs die Vader beteken dat dit is gedoen. Alles wat wat God kon doen, het hy gedoen sodat jy en ek in oorwinning kan leef. Ons moet kies om op te staan saam met Jesus en om deel te hê van die dynamis lewe wat hy in ons ingeblaas het, sodat ons 'n lewe van oorwinning kan leef. Nie eendag wanneer ons hemel toe gaan nie, maar nou terwyl ons hier op aarde is. Ons is oorwinnaars hier op aarde. Ek dink dis dit. Dink julle het die idee, is ek reg? An invitation to rise. Onthou, dit het reeds gebeur. Die dag toe jy in Christus Jesus geglo het, jou geloof in hom geplaas het, sê die Bybel, dat jy saam met hom begrawe was, en dat jy saam, dit is, ek weet nie wat's judicial in Afrikaans nie, maar dit is 'n regsspraak, ek dink dis die regte woord, dit is 'n regsuitspraak. So, of jy dit nou glo of nie, dit beteken nie, dit is anders as wat jy glo nie, dit is 'n regsuitspraak. You have been buried and you have been raised in the likeness of Christ. Dis nou vir jou en vir my om op te staan
uit dit wat ons terughou en hy gee vir jouself die krag en die energie. Titus 1 vers 12 en 13 sê, it is the grace of God that teaches us to deny all ungodliness. It's the grace of God that empowers us. So selfs al voel jy, ek kan nie wegbreek uit hierdie verlede, uit hierdie verwronge beeld van myself, uit hierdie gewoonheid. Jy voel jy's, onthou dit gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan nie meer oor jou wil nie, dit gaan oor om oor te gee aan sy wil, sy krag, sy energie. Die lewe van Christus in jou help jou om die regte besluite te maak. Amen.